Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, wat 'n wonderlike voorreg en eer het ons weer om rondom God se woord te kuier. My naam is Danie Gerber en vandag gaan ons net 'n bietjie gesels God se woord en ek wil eintlik sê as ek 'n woord, 'n tema kan gee vir die woord, is dit ware berou. Het ek en jy ware berou? Nou weer eens, ek gaan lees en so asof ek vashak hierso by 1 Konings 20:21 en ek het nou so 'n bietjie verder gaan lees en as ek gaan kyk daarso na 1 Konings 21, hy sê hierso kom Nabot word op bevel van Isebel gedood. Elia kondig as straf daarvoor die uitroeiing van Agab se geslag aan. So met ander woorde, as jy nie hoor nie, onthou wat ons gesê het nie, as jy nie hoor nie, moet jy voel. En hier het ou koning Agab weer eens nie geluister nie. Nou as jy gaan lees 1 Konings 21, dit gaan oor ou koning Agab wat Nabot se stuk grond gesoek het. Maar kom ons gaan lees dit, is hierso in verse 2. Hy sê, en Agab het met Nabot gespreek en gesê, gee my jou wingerd, dat dit my groentetuin kan word, want dit is naby langs aan my huis. Dan sal ek jou in die plek daarvan 'n wingerd gee, wat beter is, of as dit goed is in jou oë, sal ek jou die koopprys daarvan in silwer gee. So, hy het nogal goed gedink hier op hierdie oomblik om te sê, weet jy wat, ek sal jou iets beters gee, ek soek regtig waar hierdie gedeelte, want dit is reg langs my huis. Maar as 'n ou regtig gaan kyk en dan gaan lees verder en kan jy sien dat Nabot kan nie hierdie grond weggegee het nie, want dit is 'n erfdeel gewees wat God gegee het aan Nabot se voorvaders en goed, so hy kan nie hierdie grond wil weggee nie. So koning Agab was net bietjie, hy was uitvoer gewees, wil ek eintlik op so 'n mate sê. Hy wil nou hierdie grond hê en omdat hy die grond nie kon kry nie, het hy gesalk. Nou ons ken mos 'n kind as hulle salk, hulle gooi 'n tantrum en hulle kry nie hulle sin nie en nou hier kom ou Isebel en sy vra vir haar man, nou wat is nou fout met jou? Hoekom is jy nou so 'n suurknol? En hy sê ek soek hierdie stuk grond en hierdie ou wil dit nou nie gee nie. En sy sê daai grond gaan joune wees. Want ons weet Isebel is 'n baie lelike vrou en sy hoort nie regtig daar waar sy is nie, want sy is regtig 'n slegte mens binne in haar hart. Kom ons gaan lees verder, verse 5 sê vir ons, daarop kom sy vrou Isebel by hom en sê vir hom, waarom is jou gees dan so verbitter, dat jy nie brood eet nie? En hy antwoord daar, omdat ek met Nabot die Jesreeliet gespreek het en aan hom gesê het, gee my jou wingerd vir geld, of as jy wil sal ek jou 'n wingerd in die plek daarvan gee, maar hy het gesê, ek mag nie my wingerd aan jou gee nie. En so, dis hoekom hy nou gesalk het, en sy sê toe, wel, daar is nie 'n probleem nie, sy sort hom toe sommer gou uit, en sy laat hom doodmaak. En so, die oomblik toe ons nog gaan kyk daar in verse 15, hy sê, net toe Isebel hoor dat Nabot gestenig en gedood was, hy sê Isebel vir Agab, staan op, neem die wingerd van Nabot, die Jesreeliet, en besit wat hy geweier het, om vir geld aan jou te gee, want Nabot leef nie meer nie, maar is dood. En nou die probleem wat gebeur het is nou, toe gaan Agab, en hy hoor dat Nabot dood is, toe gaan hy na die wingerd toe, want hy wil nou die wingerd hê. Maar, in vers 17, hy sê, maar die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, maak jou klaar, gaan af, Agab, die koning van Israel, wat in Samaria is, tegemoet, kyk, hy is in die wingerd van Nabot, waarheen hy afgegaan het, om dit in besit te neem. En jy moet met hom spreek en sê, so sê die Here, het jy doodgeslaan en ook in besit geneem, verder moet jy met hom spreek en sê, so spreek die Here, op die plek waar die honde die bloed gelek het van Nabot, sal die honde ook jou eie bloed lek. En dan sê hy so in vers 27, en toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en 'n roukleed om sy lyf gebind en gevas. Hy het ook met die roukleed geslaap en stadig rondgeloop. Toe kom die woord van die Here tot Elia die Tisbiet en sê, het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het
omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek die onheil in sy dae nie bring nie, maar in die dae van sy seun sal ek die onheil oor sy huis bring. Jy sien, net omdat hy was verkeerd, maar omdat hy berou gehad het, en hy was jammer, dit wat hy gedoen het die Here hom jammer gekry. En dit is die boodskap vandag. Het jy, sal sit miskien, en jy dink by jouself, man, ek het so gesondig, die Here sal my nooit vergewe nie. Dit wat ek gesê het, dit wat ek gedoen het teenoor iemand anderste, die Here sal my straf en hy gaan my nie vergewe nie. As die Here hier gekom het en vir Agab vergewe het, hoeveel te meer sal hy vir my en vir jou nie vergewe nie. Maar jy moet ware berou hê. En toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en 'n roukleed. Ek vir nie met fisies jou klere skeer nie, maar skeer jou hart vandag en trek 'n roukleed aan en sê, Here, ek is jammer, en die Here sal kom en hy sal jou vryspreek. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Here, dankie dat u so genadige God is. Here, vergewe ons, was ons met die kosbare bloed. Here, want daar is baie keer goed wat ons sê en dink. Dan dink ons, u sal ons nooit vergewe nie. En Here, dankie vir vrymaking. Wanneer ons na u toe kom met opregtheid, dan kom u en u sal ons vergewe. Ons loof en ons prys en ons eer u, omdat u God is. Amen en amen.